Welkom by Geldgeheime, waar ek die geheime van geldsaake vir jou oopsluit. Kom luister en leer hoe jy slim met jou geld kan werk om jou finansiële doelwitte te bereik. Geldgeheime word met trots geborg deur Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Creer Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Baie welkom by die 7de episode van Geldgeheime. Die potsending waar ek jou leer oor geldsaake. Ek is Mia Kriegler, direkteur van batebestuur by Creer Internasionaal, en ek is hier om jou te help en jou toe te rus met die nodige kennis om slimmer en veiliger beleggingsbesluite met jou eie en jou huishouding se geldsaake te neem. In vandag se episode gesels ons oor hoe jy jou geld teen inflasie kan beskerm. Ek het 'n vraag vir jou. Het jy al opgelet hoe jou mandjie kruideniersware elke maand 'n bietjie duurder raak vir dieselfde hoeveelheid inkopies? Dit is 'n voorbeeld van inflasie in aksie. Inflasie is die koers waarmee pryse styg en alles oor tyd duurder raak. Inflasie beteken eenvoudig dat jou geld waarde verloor en dat die koopkrag daarvan afneem. Soos wat pryse oor die jare styg, kan jy al hoe minder met dieselfde bedrag geld koop as voorheen. R100 koop vandag vir jou baie minder kruideniersware as wat dit vir jou 30 jaar gelede gekoop het. In 1995 het 'n brood jou byvoorbeeld R2.15 gekos, terwyl dit vandag al meer as R18 kos. Jy het vandag rondom R850 nodig om dieselfde hoeveelheid kruideniersware te koop as wat jy in 1995 met R100 gekoop het. As jy dus nie jou geld slim bestuur nie, raak jy jaar na jaar armer. Al lyk jou salaris of jou spaargeld op papier dieselfde, kan jy eenvoudig nie meer dieselfde hoeveelheid goed daarmee koop as wat jy in die verlede kon nie. Ek gaan nou vir jou praktiese wenke gee van hoe jy jou geld teen inflasie kan beskerm. Hierdie 4 stappe is eenvoudig genoeg vir enige beginner om toe te pas, maar ook slim genoeg om jou welvaart oor die lang termyn te groei. Ons moet in die eerste plek verstaan wat inflasie is en hoe dit jou koopkrag verminder. Voor ons by oplossings kan kom om inflasie te klop, moet ons eers beter verstaan wat inflasie is. Inflasie word gewoonlik as 'n persentasie uitgedruk. In Suid-Afrika was die gemiddelde jaarlikse inflasiekoers oor die afgelope 30 jaar 5,6% per jaar. Hierdie inflasiekoers verwys na die verbruikersprysindeks, of die VPI, waarvan jy elke maand in die nuus hoor. Die VPI meet die kostestyging van 'n mandjie goedere en dienste wat deur die meerderheid mense in die land gekoop word. Wat dit beteken, is dat hierdie mandjie goedere elke jaar vir die afgelope 30 jaar met 5,6% duurder geraak het, en jou geld dus elke jaar minstens 5,6% van sy waarde verloor het. Dit beteken ook dat iets wat jou 30 jaar gelede in 1995 R100 sou kos, jou vandag al meer as R500 sal kos. Die probleem is dat jou en my maandelikse uitgawes anders lyk, en eerstens van mekaar verskil, maar tweedens dat nie een van ons net eenvoudig hierdie mandjie goedere koop wat die VPI meet nie. Die VPI probeer dus om 'n inflasiekoers vir die land as 'n geheel te meet, maar dit weerspieël nie noodwendig elke individu se werklike lewenskostestyging nie. Uitgawes soos mediese fondsbydraes, skoolgelde, water en elektrisiteit en brandstof styg byvoorbeeld baie vinniger as die VPI inflasiekoers styg. En dit maak jou en my persoonlike lewenskostestygings heelwat hoër as net 5,6% per jaar. Om vir jou 'n idee te gee, elektrisiteitspryse het die laaste 30 jaar met meer as 16% per jaar gestyg. En dit kos vandag 20 keer soveel as wat ons in 1995 daarvoor betaal het. Mediese fondse het die afgelope 7 jaar met meer as 9% per jaar gestyg. En kos vandag 86% duurder as wat dit in 2017 gekos het. Selfs brood het met 7,3% per jaar duurder geword die laaste 30 jaar. Jy kan hoor dat al hierdie kostes meer gestyg het as wat die VPI inflasiekoers met 'n prysstyging van 5,6% per jaar vir ons aandui.
Nou dat ons weet wat inflasie is en hoe dit ons koopkrag verminder, kom ons by die tweede stap. Bereken jou persoonlike inflasiekoers deur jou begroting deurlopend by te hou. Elke persoon of huishouding se inflasiekoers is uniek en verskil van mekaar. Dit hang van jou leefstyl en jou spesifieke uitgawes af. Het jy geweet dat as jy meer as R8,000 per maand verdien, tel jy in die top 10% rykste mense in die land, en die kans is baie goed dat jou persoonlike inflasiekoers met minstens 2% hoër as die VPI-syfer sal wees. Jy kan self jou persoonlike inflasiekoers of lewenskostestygings gaan uitwerk, deur jou begroting oor tyd by te hou en aan te pas. Sodra jy meer as 1 jaar se begrotingsdata beskikbaar het, kan jy eenvoudig gaan uitwerk hoeveel duurder jou lewenskoste vandag is teenoor wat dit 'n jaar gelede was. Hoe langer jy hiermee aanhou, hoe beter idee gaan jy kry van wat jou gemiddelde jaarlikse lewenskostestygings is. By Creer Internasionaal het ons deur die jare gesien dat ons kliënte se lewenskoste met rondom 3% meer styg as wat die gemiddelde langtermyninflasiekoers styg. So, oor die algemeen was ons kliënte se persoonlike jaarlikse lewenskostestygings rondom 8,6% per jaar. Om jouself dus teen inflasie te beskerm, moet jy eers weet met hoeveel jou eie lewenskoste elke jaar toeneem. Die derde stap is om seker te maak jou beleggings groei vinniger as wat jou lewenskoste styg. Die enigste manier om inflasie regtig te klop en seker te maak jou geld verloor nie waarde nie, is om in beleggings te belê wat oor tyd vinniger groei as wat jou lewenskoste styg. Nou, hoe doen 'n mens dit? Daar is hoofsaaklik 4 bateklasse waarin jy kan belê. En elkeen van hierdie bateklasse lewer 'n ander soort opbrengs. Die 4 bateklasse waarvan ek praat is kontant, vaste rentedraende beleggings wat korporatiewe en staatseffekte insluit, eiendom en aandele. Die opbrengskoers wat kontant en vaste rentedraande beleggings lewer is rente. Eiendom gee vir jou huurinkomste en aandele betaal vir jou dividende. Oor die lang termyn het kontant in Suid-Afrika vir jou 'n opbrengskoers van rondom 6,5% per jaar gegee. Die Suid-Afrikaanse effekte het weer vir jou tussen 9 en 11% opbrengskoers gelewer. En dit is voordat jy belasting aftrek. Residensiële eiendom in Suid-Afrika het weer vir jou rondom 5% opbrengs gegee en Suid-Afrikaanse aandele het vir jou rondom 14% opbrengs gelewer. Omdat die rand oor die lang termyn jaarliks teenoor die dollar en ander eerste wêreldlande se geldeenhede verswak, en omdat hierdie lande se ekonomieë vinniger as die Suid-Afrikaanse ekonomie groei, lewer buitelandse aandele vir jou nog 'n hoër opbrengs. As jou persoonlike jaarlikse lewenskoste dus met rondom 3% meer as die VPI inflasiekoers van 5,6% styg, aan die ander woorde rondom 8,6%, en jy hou jou geld in die bank en verdien rente van 6,5% voor belasting, sou jy tog agteruit geboer het en sou jou geld waarde verloor het. Eiendom sou ook nie vir jou genoeg opbrengs gelewer het om jou koopkrag te kon behou nie, en jy sou hier ook waarde verloor het. Jy kan hoor dat jy dus in effekte en aandele moes belê om 'n hoog genoeg gemiddelde jaarlikse opbrengskoers te kry, sodat jou geld vinniger kan groei as wat jou lewenskoste styg. Hoe groter jou blootstelling aan langtermyngroeibates soos aandele is, hoe beter is jou kans om inflasie uit te presteer. Dit is ook belangrik om altyd die opbrengs uit jou beleggings te herbelê, sodat jou geld vir jou kan begin werk. Wanneer jy rente op rente en dividende op dividende begin verdien, kan jou portefeulje uiteindelik eksponensieel begin groei en jou help om inflasie te klop. Daar is natuurlik ander oorwegings wat 'n mens ook moet maak wanneer jy na jou totale beleggingsportefeulje kyk, aangesien jy soms korttermynbehoeftes ook mag hê en dat jy ook van belastingvriendelike aftreeprodukte gebruik wil maak. Ek stel dus voor dat jy al hierdie faktore saam met jou kundige raadgewer of welvaartbestuurder in ag neem, wanneer jy jou beleggingsportefeulje se bateallokasie doen. 'n Goeie en 'n wye diversifikasie in en oor bateklasse heen verminder jou risiko en versterk gewoonlik jou beleggingsportefeulje.
Die 4de stap om inflasie te klop is om seker te maak jou inkomste hou tred met jou stygende lewenskoste. Jou verdienste vermoë is een van jou kragtigste wapens teen inflasie. Soos wat pryse styg, sal jy maandeliks meer geld nodig hê om jou bestaande begroting te kan dek. Hou aan om jou vaardighede te ontwikkel en wees ingestel daarop om jou inkomste aan te vul en te groei. As jou inkomste vinniger as jou lewenskoste styg, sal jy in 'n posisie bly om maandeliks meer te kan spaar en sal jy altyd voor inflasie bly. Dis 'n goeie idee om die geld wat jy maandeliks spaar outomaties te laat afgaan en uit jou lopende bankrekening te kry voordat jy jou ander uitgawes vir die maand begin betaal. Moet dus nie wag tot die einde van die maand en kyk wat oorbly om te spaar nie. Dit is onmoontlik om inflasie heeltemal te vermy, maar jy kan jou geld so bestuur dat dit oor tyd sy koopkrag behou en groei. Inflasie is soos klein gaatjies in jou finansiële bande. Jy merk dalk nie nou op dat jou bande pappe raak nie, maar as jy niks daaraan doen nie, gaan jy eendag op 'n papwiel sit. Die goeie nuus is dat jy nie magteloos hoef te voel nie. Deur eerstens bewus te wees van inflasie en die uitwerking van stygende pryse op jou persoonlike begroting, kan jy die regte besluite neem om jouself daarteen te beskerm. Maak seker jy hou jou begroting op datum sodat jy eerstens daarby kan hou en tweedens jou persoonlike inflasiekoers kan bereken. Deur saam met jou kundige raadgewer of jou welvaartbestuurder te verseker dat jou beleggingsplan reg is en jou beleggings goed gediversifiseer is met genoegsame blootstelling aan groeibates, kan jy inflasie oor die langtermyn uitpresteer en jy kan jou koopkrag en jou lewensstandaard behou. Dit bring ons by die einde van die 7de episode. As jy hierdie episode waardevol gevind het, deel dit gerus sodat jou familie en vriende ook hulle geld teen inflasie kan beskerm. Teken in op Geldgeheime op YouTube of op jou gunsteling podsending platform, sodat jy nie die volgende wenke sal misloop nie. Onthou om elke 2 weke in te skakel op Geldgeheime, die podsending waar ek jou leer oor geldsake. Geldgeheime word met trots geborg deur Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur.